Hier is 'n waarheid. Ons kan nie verby die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Here, ons loof U. Ons het verneem hoe groot is U. Elkeen van ons kan terugkyk in ons lewens en erken, God is groot. God is magtig. As niemand soos die Here nie. In die eie lewens het U oor en oor aan ons openbaar. In ons eie lewens, Here, het U oor en oor aan ons openbaar. Ons prys U vir wie U is. Ons het nodig dat U ons sal seën weer vandag. Ek bid dat U my stem sal aanraak, Here, sodat U woord U verheerlik en verkondig kan word, Here. Seën ons nou terwyl ons op U wag. In Jesus se naam. Amen. Goeienaand, diebares. Ek groet U in die mooi naam. Het lyk my die vyand wil nou my stem 'n bietjie aanraak. Maar al is dit ook hoe, die woord sal uit. Die woord moet uit. Ek moet nou reg aan die begin sê. Ons het vanaand by 'n baie belangrike vraag gekom. Ons het vandag by 'n baie netelige punt gekom. Die vraag wat die Here vandag vra, hoe kyk ons, hoe kyk U of geld regte geld is of valse geld is? Wanneer ons by die woord van die Here kom en ons praat nou die afgelope tyd oor die aankondiging wat die 3 engele maak in die boek van Openbaring 14 vers 6 tot en met vers 12. Ons het nou al gewerk deur die eerste engel, ons het nou tyd gevat met die tweede engel en vandag gaan ons praat oor die derde engel. Die eerste engel was baie duidelik in dit dat die engel vir ons vra en vermaan om vir God te aanbid. Die Bybel sê die engel kom in 'n ewige evangelie om te verkondig aan almal en hy sê die volgende: vrees God. Gee hom heerlikheid. Die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat alles gemaak het. Dis die oproep van die eerste engel in Openbaring 14 vers 6 en 7 dat God aanbid moet word. Die tweede engel kom met die teendeel. Die tweede engel sê ons moet pas op vir Babylon, want Babylon het geval, is beter as ons sorg dat ons uit Babylon kom. So ons het nou met 2 situasies. Die een engel sê God moet aanbid word. Die ander engel waarsku ons teen Babylon en die nadeel van Babylon. Nou kom die derde engel. Die derde engel kom gee vir ons 'n keuse tussen die twee. Kom ons lees die Bybel en ons lees wat gebeur wanneer die derde engel sy aankondiging maak. Openbaring hoofstuk 14. Ons lees vanaf vers 9. Openbaring 14 vanaf vers 9. En 'n derde engel het gevolg en met 'n groot stem gesê: as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is aan die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag
geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Die volgende vers. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Twee groepe mense by die aankondiging van die eerste engel, van die derde engel liewers, is daar twee groepe mense. As 'n groep mense wat die dier en sy beeld aanbid, die merk op die voorhoof of op die hand ontvang. Ons kan sê hulle is vanselfsprekend teen God, want God beloof dat hulle sal boet daarvoor. Dan is daar wie die Bybel van praat, as die heiliges, hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus bewaar. So ons lê af dat die derde engel ons weer opwys, ware aanbidding, valse aanbidding, kies tussen die twee. Of ons kies Babylon, of ons kies Jerusalem, daar is die heeltyd net twee weerdienbaar is. Is baie belangrik dat ons in hierdie reeks verstaan, daar is nie so baie paaie soos wat ons gemaak het in die evangelie nie. Dis mensgemaakte paaie, is mensgemaakte weë. Volgens God se woord in Psalm 1 is daar slegs twee weë. Jy's of op die pad van Babylon, waar God jou beloof dat jy sal boet, of jy's op pad na Jerusalem, waar jy die ewige lewe sal kry. Ons het by die vorige lesing uitgevind, hoe dat Babylon in die laaste dae kom, met 'n Christelike gewaad, om steeds mense te mislei, om kerkie te speel, terwyl hulle gebooie van mense onrou. Babylon sê, nee, jy is nie 'n rokerie, jy is nie 'n drinkerie, jy is nie losbandigie, jy is 'n kerkmens, maar, solank jy net aanbid, soos Babylon leer, en nie soos God in sy woord leer nie. Ons het na 4 voorbeelde gekyk. Die woord van die Here is duidelik oor die waarheid omtrent die dooies. Hulle gaan rus in die stof van die aarde tot die wederkoms, en Babylon sê nee, jy het 'n siel wat hemel toe gaan as jy sterwe. En die laaste dae is Babylon bekleed met Christendom, terwyl hy sy eie leer verkondig. Die woord van die Here is duidelik oor die doop, dat jy jou moet bekeer en dan gedoop word. Babylon sê nee, dit maak nie saak nie. Doop jou sommer 'n babietjie as jy klaar uitgesorteer. Godsdienstig, maar God se woord is verander. Lees die Bybel in Deuteronomium 6, waar die Here vir ons leer dat ons kinders die woord van die Here moet inskerp, die wil van die Here, die gebooie van die Here moet inskerp, of jy slaap, of jy opstaan, of liewer as jy lê, of jy opstaan, of jy loop langs die pad, het moet op jou hoof, om jou hals, het moet op jou hande wees, jou kind moet ingeskerp word. Wat God leer, sy gebod moet ingeskerp word, op sy voorhoof, op sy hand, as hy by die hek, by sy poorte, oral. Lees Deuteronomium 6. Hier kom Babylon in Openbaring. Hy het ook 'n merk op die voorhoof en op die hand. Sien nie wat toe kom? Babylon, die dier, lees Openbaring 13 meer omtrent die dier. Hy weet hoe om die dinge van die Here net 'n bietjie te draai, of baie te draai, sodat dit nog altyd godsdienstig lyk, maar tog nie is wat God sê nie. God is duidelik oor watter dag ons moet aanbid. Hy het sy Sabbat vir ons gegee.
Babylon het gesê, nee man, kom ons verander dit van Saterdag na die opstandingdag Sondag, want 'n dag is 'n dag. God het gesê, die 6 dae, die lees Genesis 1, hy het dit geskep en dat geskep, het was aand en het was môre, hy het dit en dat geskep, het was goed en het was aand en het was môre, eerste dag, tweede dag, derde dag, die 7de dag het hy geseën en geheilig. Babylon sê, nee man, 'n dag is 'n dag. Ek is getroud met 'n vrou, met nog 3 susters wat sê, hulle is 4 susters. Sy is die oudste, kan ek nou omdraai en sê, ek gaan nou die jongste suster vat, want 'n suster is 'n suster? Kan ek dit doen, broer? U wil ek moet dit doen nie, want u gaan vir my sê, die huwelik is heilig. U wil dit moet die dag van die Here doen, wat volgens sy woord ook heilig en geseënd is, presies soos die huwelik. Kom uit daar uit, my volk. Babylon leer, jy sal net wegraak. Terwyl God omtrent sy wederkoms, die Bybel verklaar vir ons duidelik, as Jesus kom, elke oog sal hom sien, daar sal 'n trompet geklank wees, die Here sal self kom, hy sal roep, die wêreld sal weet, hier is Jesus, soos die weerlig van die ooste tot die weste slaan. Babylon sê, ja, hy gaan kom, maar niemand sal weet nie. Godsdienstig, maar God se woord verander. En daarom in die laaste dae, my vriend, ek en u moet verstaan, ons het nou gesien waartoe God in staat is. Hy wil jou uitred om waarheid te verkondig. Die Here soek ons nie meer om net te sê, ek was 'n dat, maar prys die Here, ek is nou die nie. Hy het 'n waarheid wat verkondig moet word. In hierdie krom en verdraaide geslag waarin ons lewe. Vraag wat die Here vanaand wil vra op soek. Ons ontdek mos ons eie waarheid die tyd. Ons mos 'n waarheid omtrent onsself. En die vraag wat vanaand gevra is, hoe weet ons wanneer geld reg is? Kom, ek doen gou die illustrasie. As jy iemand wat 'n R10 wil hê, ek is ernstig. Ek soek 3 volunteers wat 'n R10 by my kom haal. Jy moet net loop hier binne in die lyn, broeder. Loop net hier binne in die lyn. Dat ek vir jy die R10 gee. Jy kan hom maar vat en gaan sit as jy hom gekry het. Jy kan maar gaan sit met hom. Jy kan hom maar net kom haal. As daar nog iemand wat 'n R10 soek, kom haal hom. Nee, ek wil 'n groot mens hê asseblief. Sorry, ek het 'n rede vir dit. Ek soek 'n groot mens om 'n R10 te kom haal. Stap net hierdie kant toe, soos jy stap in die lyn. Ek is die Vader Kersfees nie. Ek glo nie aan Vader Kersfees nie. Ek wil 'n punt maak vandag. Want ek die Here vertrou elke keer as jy met geld werk, sal jy dink aan wat ons vandag hier uitgevind het. Elkeen wat die R10 kom haal het die R10 gevat. Die een broer het daarom 'n bietjie gekyk aan die R10 en weggestap met die R10. Sonder vraag. En niemand het die R10 gevat en hom voor die lig gehou om te kyk of ek nou vir u bedrieg met 'n selfgemaakte R10. Is jy saam met my? U het hom net gevat want ek preek, so u glo my. As ons winkel toe gaan, ons koop met 'n R100, ons kry miskien 'n R10 klein geld. Of om het erger te maak, ek druk my kaart in by die bank, ek trek 'n R3000 en wanneer ek hy R3000 kry, dan vou ek hom gou toe en ek sit hom in my wallet en dan loop ek kaart toe. En dan begin spandeer ek hom. Ek kyk nie of die geld regte geld is nie. Ons kom weg daarmee. En dit is nou miskien alright ook.
Maar as dit kom by God se woord, ek staan nie voor, ek verkondig die woord terwyl u met die lig in u hand sit. Is jy saam met my? Ek gaan vir jou vers lees uit die Bybel. Die Bybel sê vir ons in Psalm 119 vers 130, die opening van u woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Ek wil konsentreer op eerste gedeelte. Die opening van die woorde gee lig. As iemand preek en jy maak die Bybel oop, dan sit sy lig op wat gepreek word om het te toets of het vals of eg is. Nou ons lewe in 'n era waar dat die woord van die Here nie oopgemaak word nie, beteken dat daar nie lig gewerp word op sake nie. Ons ja en ons amen sonder om te check, is soos ek die R10 kry, ek druk hom in my sak en ek is tevrede. Die tyd waarin ons lewe, vriende, al sou jy alles vergeet ten koste van jou eie redding, jy kan nie na enige iemand meer luister en saamstem nie. Die opening van die woord van die Here gee lig. As mense die evangelie verkondig, moet hy nie sy eie stories vertel nie. Dit moet die woord van God wees. Miljoene mense aanbid op Sondag, omdat hulle nie lig gevat het om te kyk, is Sondag in die Bybel nie, want hulle het maar net so kom kry, sy die R10 gevat en maar net aangestap daarmee. Jou ouers het aanbid, jou maas, jou pagrootjie, hulle almal kom addeer, so hoe kan dit nou snaaks wees? Maar as jy lig op het gaan sit, my vriend, gaan jy ontdek dat God het 'n Sabbat wat geheilig moet word. God het 'n doop waar volgens gedoop moet word. God het 'n waarheid omtrent die wat sterwe en ons kan nie daarvan wegkom nie, want die antwoord daarin lê as jy oopmaak sodat jy lig kan kry. Baie van ons word mislei, my vriend. En die waarheid is, ons is opreg verkeerd. Want selfs die mense wat ons lei, is ook mislei. Hulle is ook opreg. Baie van hulle, nie almal nie. Maar het hulle getoets, elkeen van ons behoort aan kerke, het jy al die moeite gedoen ten koste van jou siel, om elke ding wat jou kerk en wat my kerk glo, om het te meet aan God se woord, lig opgesit. Ons vertrou maar net mekaar. Die brother gee my R10, so dit is R10. Sy saam met my, het moet R10 wees. Dit moet van die Here af wees, want die pastoor het dit gepreek, evangelis het dit gepreek, vader het dit gepreek, apostel het dit gepreek, so dit moet die waarheid wees. In die naam van die Here waarsku ek jou, my vriend, vat jou Bybel en meet dit, sit lig op die woord wat jy hoor. Die dinge wat ek hier verkondig, hier in u ore, u moet dit aan God se woord meet. Moenie van my hou en my begin like en my begin lief kry en dan sluk jy alles wat ek sê nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om God se woord te meet aan wat ons voor saamstem. Want as jy geld, as jy by die bank werk, dan leer hulle jou wat is regte geld. Hulle leer jou nie wat is valse geld nie. Hulle leer net vir jou wat is regte geld. So jou oog is geoefen vir regte geld. Enigiets anders is vals. As jy in God se weg
wandel, my vriend, en jou oog is nie geoefen vir die waarheid, volgens die woord van die Here nie, sal jy valse evangelie en dwaalleer, jy sal dit aanneem en beaam en saamstem, ongeag wat die Bybel sê. Daarom soos in die bank, wanneer mense leer, so lyk het R20. So lyk het R200. En jy kom na die teller toe, en jy gee jou geld wat jy wil spaar, hy teller kan hy geld een kyk gee, en weet hy teller. Ek en u is jare by die Here. Jare by God, om die waarheid te sê, ons het eintlik al poste ook. Maar dwaalleer kom deur ons hande en dan sê ons nog amen ook daarvoor. Sê saam met my, dwaalleer word aan ons verkondig en spring ons op en ons sê halleluja, want ons ken nie regte waarheid nie. Die Bybel waarsku ons in Openbaring teen die dier wat die hele wêreld mislei. Want ons lees nie God se woord nie. In ons dag gaan ons nie vandag na die dier kyk nie. Ons gaan kyk hoe lyk regte geld. Hoe lyk ware evangelie? Hoe lyk dit wat God verkondig? Die Bybel praat in hierdie vers van die dier en die Bybel praat van heiliges. Ek het die ander dag van mense gevra, almal wat heiliges is, steek jy hande op. Kom ek vra vir u. As jy heilig is, steek op jou hand. Niemand wil hande opsteek nie. Sien nie? Niemand wil hande opsteek nie. Hoe kan ons sê ons stap van Babylon af? Ons is op pad Jerusalem toe, maar ons wil nie sê dat ons heiliges is nie. Hoor wat sê die Bybel? 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Vir ons wat nou dink ons moenie heiliges wees nie, luister wat sê die Bybel. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle eie lewens wandel, heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig, wees heilig. Is oukei om heilig te wees. Ons is gered om heiliges te wees. Wil jy heilige wees? Wil jy heilige wees? Nou die Bybel sê heilige het 2 karaktertrekke. Die heiliges wat nou nie die dier en sy beeld aanbid nie, hulle het 2 eienskappe. As ek en u vanaand nie iets met Babylon te doen wil hê nie, ons wil in Jerusalem wees, ons wil heiliges wees, dan sal ons moet werk daarvan maak met die hulp en die krag en die genade van die Here om 'n ware heilige te wees wat albei die eienskappe het. Wat is die eienskappe van die heilige? Vers 4, hoofstuk 14 sê hierso, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus bewaar. Die heiliges, hulle bewaar God se gebooie en die geloof in Jesus. As jy die 2 eienskappe het. As ek en u oor hierdie 2 eienskappe beskik, sal ons verskil van diegene wat die dier en sy beeld aanbid. Kom ons kyk na die uitwerking van hierdie 2 kenmerke
op die heilige se lewe en dan sal ons by 'n slotsom kom, aangesien die ondergang van Babylon verseker is. Die Bybel sê hy het geval, die duiwel is oorwin op die kruis, sy ondergang is klaar afgehandel. Kom ons kyk na die mense wat hulle self Christene noem. Ons kyk na die mense wat hulle self Christene noem. Die mense wat hulle self Christene noem, moet bereid wees om hulle heiliges te noem. Want die heiliges het twee eigenskappe en dit is naamlik om die gebooie te bewaar as ook al die gebooie. Is jy saam met my? Nie net die gebooie nie, maar al God se gebooie. En dan moet hulle die geloof in Jesus hê. Ek wil vanaand vir julle sê, diebaar is as baie van ons wat uitsoek watter gebooie ons wil bewaar. Gebooie wat ons pas is goed genoeg. Maar die wat my nie lekker pas nie, ek het 'n verskoning vir hulle. Moenie worry nie. Maar ons samelewing is aan die agteruitgang omdat die wêreld het 'n behoefte aan heiliges. Die samelewing het 'n behoefte aan heiliges vandag. Omdat daar nie heiliges is nie, is daar 'n kulturele verval. As jy meer waardes asseblief antie, sorry antie, môre antie, middag oom, kan ek gou net verbykom asseblief? Kan ek antie se sakkies help dra? Nee, hulle loop jou uit die pad uit. As jy meer, dis 'n groot mens en dis 'n kindie. En as dit min heiliges. Mense probeer weghardloop van hulle probleme met alkohol en dwelmmisbruik en losbandigheid en trek van die een punt na die ander punt. Wetteloosheid is die orde van die dag. Mense het nie respek vir die wet van hulle huise nie. Om die waarheid te sê, dit begin eintlik by jouself. Baie mense het nie eens respek vir hulle eie liggaam nie. As jy reël oor jou eie liggaam nie. As jy reëls in baie huise nie. As jy reëls in normes en waardes in vele gemeenskappe vandag oor nie. Jy kan nie waag om eens jou kar in jou eie yard oop te los nie. Is dit nie ook so? Jy kan nie jou deur ooplos omdat ek nou my speakers uitdra, nou kan ek die deur ooplos en indra en weer net die ander een kom vat. Nee, ek moet toemaak en sluit en weer kom oopsluit om die ander een te kwaal. Want wetteloosheid is die orde van die dag. Daar is die heiliges nie. Jy weet, mense wil niks met God se wette doen nie. Want hulle sê, ek is vry. Jy moet my mooi volg nou. Mense sê, bro, ek is nie meer onder die wette, ek is vry nou. Genade. Nou, ek het vir baie jare van my lewe in die Kaap gewoon. Vir baie jare van my lewe het ek in die Kaap gewoon, my bro, en het ook so nou en dan ook by die parade gekom vir julle wat al sal weet. Nou by die parade sien jy baie duiwe wat vry duiwe is. Nee? Nou ek het baie gekyk aan die duiwe, hy het nie toe dien ek nie in sy Here nie, maar omdat ek op skool as kind in die Noord-Kaap het ek ook duiwe aangehou en ek het gekyk hoe lyk die duiwe wat vry is teenoor my duiwe wat in 'n hok toegesluit was en net sekere tye kon vlieg en dan weer toegemaak word en beskerm word teen die gevare van katte of ander mense wat hulle wil steel. En wanneer ek na my duiwe onthou en ek kyk na die vry duiwe, dan sien ek die vry duiwe
baie van hulle het aftone. Want op die parade gooi die mense net neer en die garingkies gaan om die duiwe en die poot, die tone of soms partykeer die hele poot vrot af, want daar is niemand wat die moeite doen om hom te kry en te sê kom ek haal hy touwtjie af sodat ons jou voet kan beskerm of in behou laat bly nie. As jy saam met my. Die duiwe kan vlieg waar hulle wil, land waar hulle wil, soos hulle wil. Hulle is vry om te doen wat hulle wil, maar hulle toestand lyk treurig. En kyk ek nou my duiwe in my hok. As daar 'n garingkie om die toon, dan klim ek binne in die hok, ek vang hom en ek maak hom los, sodat sy toontjie kan mooi bly. As 'n vleertjie seer gekry het, dan aandig ek hom. As hy snavel seer gekry het, ek aandig hom. Hy kry alles op tyd. En hulle lyk mooi. Hulle lyk mooi. Nou as jy kyk na die mensdom, op die parade kry jy ook mense wat vry is. Hulle lewe nie eens meer by huise nie. Hulle loop waar hulle wil, wanneer hulle wil, leef waar hulle wil. Maar kyk hoe lyk hulle teen die mense wat binne in 'n huis, binne in 'n reël is. Wie lyk die beste? Ek oordeel wie lyk die beste. Hoe lyk hy manne wat net leef waar hulle wil, opstaan waar hulle wil, doen soos hulle wil, moeg van mense wat vir hulle sê. Ek kry hulle jammer. Vryheid, my vriend. Daar is 'n rede waarom God 'n gebod het, want daar's veiligheid in reëls. Ek het 2 seuns. As ek hulle moes hulle vrye teels gee, sou die een wat hier was, nie hier gewees het nie. Want ons kinders wil losgelaat wees en dan vaar hulle die wêreld in, en moet die kerk bid. Kyk hoe lyk 'n huis waar mense in en uit soos hulle wil. Kyk hoe lyk so 'n huis. Kyk hoe lyk 'n huis waar iemand by die voordeur in en by die agterdeur uit en niemand sê vir niemand nie, is dit 'n huis wat ek wil hê? Ek is baie jammer. As dit nie vir my goed genoeg is, ek soek 'n reël in my huis. Hoekom moet God tevrede wees daarmee dat mense kan sê ons soek nie 'n wet die Here, ons soek net genade. Ek het 'n kar wat my kinders gereeld ry. As hy my kar stamp en ek sê sommer deur nalatigheid, ek kom nou en sê my kind, ek is 'n kind van die Here, moenie worry nie, daar's genade vir jou. Next week weer, moenie worry nie my kind, jou pa dien die Here, daar's genade vir jou. Is ek reg? Is ek reg om my kop boetie, gaan jy doen? Hy ry kar right off. Ek sê my kind, solank jy lewe, moenie worry nie, is as genade. Hy kom dronk, hy wil nou die sleutel sê, moenie worry nie, jy kan maar ry, ek is vol genade. Dis nie goed genoeg vir ons nie. Hoekom moet dit vir God goed wees? God het 'n wet om te gehoorsaam. En ek en u kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Ons moet Jesus aanneem as verlosser en zaligmaker. Hy moet in my woon en ek sal met liefde God se gebooie handhaaf in my lewe. As Jesus in my bly, sal ek sy gebooie getrou nakom. Maar ek moet hom kom lief kry. Ek moet 'n persoonlike verhouding met hom aangaan. Ons verkondig nie dat ons wetties moet raak en sê, hou die wet, hou die wet, dan gaan jy hemel toe nie. Want die wet kan niemand red nie. Ons word deur genade gered, maar as jy klaar gered is, dan lewe jy nou binne in die wet
om jouself te beskerm en om die eer van God hoog te hou. Sien nie die verskil? Wanneer die Here my uit genade gered het, dan het ek nog nie die wet gehou nie. Verstaan nie? Ek het my nou hier ingekom, ek het die woord gehoor, toe gee ek my hart vir die Here. Ek het nie die wet gehou nie. Nou red die Here my klaar uit, ek is nou gered. Nou vra ek, Here, wat moet ek doen? Ek het U nou kom lief kry. Nou sê hy, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Nou stap ek hier uit, nou steel ek nie meer nie, want ek is gered uit genade. Nou steel ek nie meer nie, want die wet sê ek moet nie steel nie. Geredde mense steel nie. Saam met my, klaar gered, nou steel ek nie meer nie. Nee, steel nie om gered te word nie. Want ons werke kan ons nie red nie. God se reddende genade, sy liefde red mense. Nou soek ek my 7 mense om net hier vir my vinnig te kom staan asseblief. U moet nou baie mooi volg wie waar is. U moet nou vir my baie mooi volg. Haar naam is wet. Haar naam is sonde. Haar naam is verlosser. En haar naam, of liewer sy naam, jammer, is genade en evangelie en prediker en gemeente. Wet, sonde, verlosser, genade, evangelie, prediker en gemeente. Ken nou jou naam. Wet, sonde, verlosser, genade, evangelie, prediker en gemeente. Volg my baie mooi. Volg my baie mooi. Daar is mens, of laat ek nou begin by die woord van die Here. Die woord van die Here sê, sonde is wetteloosheid. Ons het mos al daaroor gepraat. Sonde is die oortreding van die wet. Ons het met wet, as die wet oortree word, gebreek word, dan sit ons, my broeder, met sonde. En om die sonde kwaal aan te spreek, benodig jy 'n verlosser, 'n verlosser vol genade. En hierdie genade wat vir ons so aangryp, veroorsaak dat ons nou 'n evangelie het om te verkondig. Van 'n verlosser se genade wat sondaars red, wat die wet oortree. Dis die evangelie wat ons verkondig. En dit word verkondig deur die prediker wat vir ons aan die einde van die dag so bless met hierdie evangelie dat hy eindig met 'n gemeente. God se gemeente. As jy saam met my. Jy sal nooit 'n gemeente hê as daar nie 'n prediker was nie. Jy sal nooit 'n prediker hê as daar nie 'n evangelie was nie. As jy saam met my. Daar sou nie 'n evangelie wees as daar nie genade was nie. En die bron van die genade is die verlosser, wat mense verlos, wat gesondig het, deur God se wet te oortree. Nou gaan ek hulle een laat loop. Geen wet, stap my hier toe my sussie. Ons het nou nie meer wet nie. As daar nie 'n wet is nie, dan is daar ook nie sonde nie. As daar nie sonde is nie, dan benodig ons ook nie 'n verlosser nie. As daar nie 'n verlosser is nie, sal daar geen genade mos wees nie. As daar nie genade is nie, het ons nie 'n evangelie om te verkondig nie. En as daar nie 'n evangelie is nie, dan moet die prediker vir hom ander werk gaan soek by Kromkou. En as daar nie 'n prediker is nie, sal daar mos nou natuurlik nie 'n kerk wees nie.
Stem jy saam, dierbares? Ons kan nie God se gebod, ons kan nie God se wet uitkanselleer nie, want daar gaan niks reg werk nie. Kan jy nou verstaan? Die opening van u woord gee lig. Ons kan nie net glo wat mense sê nie. Ons moet dit meet aan God se woord. Geen wonder Jesus sê, as jy my lief het, maar die tyd as jy hom kom lief kry, dan is jy nou eintlik mos al in die gemeente. Maar wanneer jy daar geland het, sê vir jou, bewaar my gebooie, hou my wet, voordat jy nou weer 'n sondaar raak. Want ons moet ook nie die genade vir granted vat nie. Sy saam met my. As jy my lief het. Ek het genade, maar bewaar my gebooie. Dit is Johannes 14 vers 15. Die sleutelwoord dierbaar is, wanneer dit kom by God se wet, is niks anders as liefde nie. Die rede waarom ouers reëls in huise het, is niks anders as liefde nie. Jy sê vir jou kind, ek soek jou nie my highlight nie. Want ek sien as jy my heiman is, jy kry ander maniere. Hoekom praat jy? Nie omdat jy nie van hy man hou nie, omdat jy jou kind lief het. Liefde is die kern van God se woord. Want die Bybel leer ons in Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is liefde die vervulling van die wet. As jy die wet getrou nakom, sal jy nie sondig nie. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, dierbares. Romeine 13 vers 8 en 9, julle moet niemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê, want wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod ook al is, word immers in hierdie een saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. In die ander vertaling. Nou kom ons gaan na God se gebooie toe, Eksodus 20. Want die Bybel het nog verwys aan in Romeine mos, né? Baie mense sê mos ook, nee, hy is Ou Testament. Nou hier sê Romeine nou vir ons watter gebooie praat hy van, sodat ons nou nie weer stry oor ou en nuwe gebod, Nuwe Testament nie. Eksodus 20. Kom ons begin by die gebod wat oor ons menseverhoudings gaan. Want die Bybel sê mos vir ons, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Want dit vat die hele gebooie saam. Kom ons begin by ons naaste eerste. Die gebod van die Here sê, kom ons bly en lees ons God se gebed, se gebod liewers. Eksodus 20. Wat sê die 10 gebooie? Wat sê die 5de gebod? Vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou ek het nou vir julle gesê, dis Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou as jy jou Bybel reg lees, sal jy uitvind, dis al wat daar staan. Die Bybel sê nie, eer jou moeder en jou vader as hulle nigter is nie. Eer jou moeder en jou vader as hulle vir jou sorg nie. Eer jou moeder en jou vader as jou pa nou net in die huis bly en nie by sy male bly nie. Eer jou moeder en jou vader onder sekere omstandighede nie. Die Bybel sê net eer.
Ek het 'n probleem mee gehad as kind. Ek het 'n pa gehad wat nie omgegee het vir ons nie. En as kind moes ek by 'n auntie van my woon, wat gesterf het toe ek Sabie was, of graad 2 vandag. Toe moes ek bly by 'n auntie wat 'n vriendin van my auntie was. Sy was nie eintlik bloedfamilie van my nie. So ek moes nog by haar woon, en my broer het by 'n ander auntie gebly. En my ma en my sustertjie het by 'n derde auntie gebly. Nou ek het nou gedink, ek raak groot in die kerk, dis nie reg nie. So wat is my punt wat ek toe inneem? Ek haat my pa. Ek kan hom nie vat, hy is dood wat my betref. Ek het nie 'n pa nie. Hoe kan ek met 'n sieklike ma sit, wat daar bly, 'n broertjie wat in die Kaap woon, ek woon in Calvinia, ek kan so nou en dan op 'n vakansie 'n bietjie by my ma kuier en 'n bietjie by my broer kuier. Ek het my pa gehaat. Ek het nie eens geweet waar sy nie, ek het nie eens geweet wie sy nie, ek het hom nie eens goed geken nie. Ek het alle rede in die wêreld gehad om dit te regverdig dat ek die reg het om hom te haat, genoeg rede het om hom te haat. Want elke nou en dan moes my oom uit die Calvinia uitkom ry, Groot Tygerberg Hospitaal toe, want my ma is op sterwe. Dan het die woede nog meer in my opgekom, want as ek 'n lift kan kry om darm by my ma uit te kom. Goeie rede gehad om my vader te haat. Ek het groot geword, gewerk en so aangegaan, niks geworry oor nie. Kerk ook geloop. Soos ons moet maar groot raak in die kerk. Ek het al getrou om die waarheid te sê. Toe ontmoet ek vir Jesus. Moet my nou mooi volg. Toe ontmoet ek vir die eerste keer die God van die Bybel. Het was maar net altyd 'n kerksaak. Toe spreek die Here my aan. Hilton, hoe kan jy jou pa haat? Wat jy gesien het. Maar my wat jy nie gesien het, jy sê jy het my lief. Dis mos wat die Bybel sê, nee. Ons verkondig mos die Bybel. Die mens wat jy gesien het, haat sy. Maar jy sê jy het my lief. Maar Here, Hilton, hoe het jy by my gekom? Was jy aan goed genoeg? Het jy nie 'n verlede nie, Hilton? Stel jy my dan nie ook van tyd tot tyd te leer, terwyl jy my naam bely nie, Hilton? Wie is jy om jou pa af te skryf? Ek moes toe by die plek kom, wat ek verstaan, die God wat ek dien, is 'n God van liefde. 'n God wat gou is om te vergewe. Laai my kar, vrou en kinders, Calvinia toe. Gaan tot by my pa. Ek sê vir hom, dit was wie ek was. Tot op datum. Maar ek het Jesus ontmoet. En hy verlang dat ek u moet vergewe. As ek die hemel wil sien, moet ek met u versoen. Sodat wanneer ek u gebooie verkondig, dat ek weet, u het my weggegooi, maar u is my Vader, ek moet jou eer. Ons moes hom gaan begrawe. Want die gebod sê eer hom. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie.
Dierbares, ons vind baie redes vir sonde, maar God is duidelik, sy wet is eenvoudig en tot die punt. As jy weet van die Here wat sê, jy mag nie doodslaan nie. As jy jou naaste lief het, as daar waar jy woon, 'n huis van liefde is, sal jou bure veilig met jou voel. Want jy gaan nie met 'n graafzaag, of met 'n panga, of met 'n pik steel, of met 'n mes, of met 'n tuinvurkie. Want die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Al die rede om dood te maak, God se liefde het nie dit in om mense seer te maak nie. Die rede waarom ons mekaar kan seermaak, is 'n gebrek aan liefde. God se liefde. Die liefde sal jou lewensmaat geen kwaad aandoen nie. As jy weet van die Here wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. Wanneer ek in my huwelik ontrou kom word, is dit nie omdat my vrou vet is, of omdat my vrou oud of sieklik is, of omdat jou man nie meer werk het en goeie geld verdien nie. Die rede is, die liefde het opgeraak. Want toe ek haar trou, toe is daar nog ander mooi meisies ook in die wêreld. Amen. Maar toe ek vir haar lief genoeg. Toe jy met hom trou, toe is daar beter manne as hy, maar jou liefde vir hom was genoeg. So dit gaan nie oor hoe hy nou lyk nie. Hy was altyd wat beter as hy gelyk het. Maar jou liefde het nie hy ander gesien nie. Maar toe jou liefde opraak, is jy saam met my? Wanneer die liefde skaars raak, dan begin sien jy, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. As God se gebod wat vir ons leer dierbaar is, jy mag nie steel nie. Nou ons lewe in 'n era waar mense steel verduidelik. Ons soek versagtende omstandighede vir steel. Meneer, die lagbare, ek is eintlik 'n skelm, maar ek is werkloos. Ek is nie 'n diefie, maar my kinders was honger. Ek is nie 'n skelm, ek het maar net hy goed gevat wanneer my baas betaal ons onder die bel, toe vat ek dit vir myself. Het jy gevra? Nee, ek het dit gevat. Het jy het gesteel? Nee, jy kan nie eintlik dit steel. Jy kan dit steel, maar jy kan nie eintlik steel noem. Jy praat soos daai. As jy dit wil steel noem, kan jy dit maar steel noem, maar ek noem dit nie steel nie, want ek het net gevoel, ek vat dit. Die Bybel sê, die liefde doen die naaste, jou werkgewer is jou naaste. Jou buurman se typ in sy kar is syne. As jy iemand lief het, sal jy hom nie beroof nie. Jy sal jou ma se rand vat van hy kassie af, as jy dit gevra het nie, want as jy jou ma besteel, dan het jy haar nie lief genoeg nie. Jy moet verstaan, die 10 gebooie word nie meer gepreek nie. Is dit waar? Ons preek net genade. Ons is net op pad hemel toe. Die Here is net goed. Maar hoe lyk dit met ons? Wat is ons waarheid? Ons Here, hy pleeg ons egbreek en dan moet almal net verstaan. Ons Here, en steel ons, hy moet die mense omstandighede verstaan. Ek kom uit 'n enkel ouer huis uit. So ek kan maar nou steel. Die maatskaplike werker sê, ons moet verstaan, die kind
kind, die psychologist, sielkundiges, jy verstaan, ons moet die kind se agter allerhande wêreldse filosofies. Jy moet nou net baie mooi verstandig wees. By God is sonde sonde. Ons wil teorieë aan sonde sit wat dit nou moet mooi maak, maar God het net gesê moenie steel nie, punt. Ek kom uit 'n huis uit waar ek eens weet, ek weet nie hoe dit om in 'n huis te wees, om die waarheid te sê. Ek en my suster en broer het verlede jaar vir die eerste keer in ons hele lewe saam om 'n tafel gesit. En ek is al amper 50. Gee dit vir my rede om te steel? Gee dit vir my rede om 'n gangster of 'n skoolie te wees? Die mense sê nee, jy moet verstaan, die agtergrond het my nou 'n groot sondebok vir sondige, of liewer 'n verskoning vir sonde geraak. Ons moet oppas vir Babylon, vriende. Babylon weet hoe om sonde mooi te maak en toe te smeer, sodat ons dit kan verdra. God haat sonde. Hoekom dink u word God se wet afgeskiet en word daar verkondig dat die wet van God aan 'n kruis genaal is? Dit kom uit Babylon uit, want die Here wil hê ons moet ons lewens volgens sy gebod rig, sodat mense tussen ons veilig kan wees. As ek God aangeneem het en ek lewe binne hierdie wet van die Here, ek lewe binne hierdie wet van die Here, my vriende, dan kan enige mens maar langs my bly. Hy kan sy huis oop los, hy sal niks wegraak nie. Hy kan sy vrou ook by die huis los. Ek sal nie gaan aanklop by sy vrou nie. Want ek respek God se wet. Ek eis dat ek die Here lief het, daarom lewe ek soos hy wil hê ek moet lewe. Babylon sê nee man. Nee man. Ek het al gehoor mense sê 10 gebooie word sommer op die TV deesdae op van die vrykanale sommer stukkend gegooi. Ons het nie meer worries met hy nie. Dat hulle dit maar doen. Ek is bly God sê ek moet nie steel nie. Ek is bly God sê ek moet nie egbreek pleeg nie. Ek is bly hy sê ek moet my ouer eer. En ek skerp hierdie dinge by my kinders in, want dit doen my geen skade nie. As God se gebod dierbaar is, wat sê ons moet eerlik wees. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Hoeveel van ons wat ons self kinders van die Here noem, ons het mos 'n wit leentjie. Sy saam met my, ons sê net vir hy suster ek is hier nie. Gebeur het? Sy gaan nie nou loop nie, sy gaan nou nie einde kry nie. Sê vir haar ek is hier nie, is dit 'n leuen? Maar wat sê ons? Nee, ek het nou gou 'n wit leen. Hy Here vergeef my, ek het gou 'n wit leentjie vertel, want hy suster kry nie amen nie. Nou die woord van die Here sê, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Hy sê nie behalwe wit leentjies nie. Kan jy nou verstaan waarom Babylon sê kruisig God se gebooie? Want Babylon wil dwaalleer verkondig. Leuns verkondig, van die altaar af sê, ag wat, doop is maar net doop, 'n dag is maar net 'n dag, ag wat, moenie worry, mama is in die hemel. Jy mag nie leuns verkondig nie, want jy verbreek God se gebod. En wanneer die gebod gebreek word, sit jy met sonde. Dan het jy behoefte aan 'n verlosser wat vol genade is. En prys die Here vir Jesus, hy sit alles vir ons. Daarom verkondig ons sy evangelie as predikers,
sodat die volk van die Here kan groei en gered word uit Babylon uit om eendag saam met Jesus in Jerusalem te wees. My vriend, die gebooie is geldig. Die gebod sê, jy mag nie begeer nie. Want in Jakobus leer die woord van die Here, sonde begin met 'n begeerery. Is dit so? Ek soek so 'n ding. Ek soek daai lyfie. Ek soek daai, ek wil dit hê, ek wens ek kan dit kry. Dan kom inbreek, dan kom verkrachting, dan kom moord, dan kom aanranding, dan kom egskeiding. Alles begin by begeerte. Die Bybel sê in Jakobus, die sonde baar die dood. Die loon van die sonde is die dood. Ek en jy moet verstaan, lone, as mens ons praat, wages. Ne? Ek kan die week by ons, as ek my wages gekry het, as mens my lone. Nou die Bybel moet nie mooi verstaan, die Bybel sê, die loon van die sonde, the wages of sin is death, as die dood. So met ander woorde, voordat jy by jou werkgewer, my vriend, 'n loon of salaris kan kry, of 'n wages kan kry, moet jy eers wat gedoen het? Hoe is jy nou skaam? Wat moet jy gedoen het? Jy moet werk om 'n loon te kry, vir my en vir u, om in Babylon in die hel te beland, om te brand. Jy moet werk daarvoor. Because it is a wages that you receive, as 'n loon wat jy kry, omdat jy gewerk het om verlore te gaan. Niemand gaan hel toe, sonder dat jy nie daarvoor gewerk het. Want die Bybel noem dit 'n loon, dis 'n betaling. Jy het hard gewerk vir die duiwel. Maar niemand gaan Jerusalem toe, omdat hy gewerk het nie. Want die genadegawe van God is die ewige lewe. Hy gee dit vir jou. Want jy kan hard werk om in die hel te beland, maar jy kan jou dood werk, jy sal nooit jou redding kan bewerkstellig nie. Is iets wat God uit sy liefde gee. Daarom verkondig ons, vir ons om in Jerusalem te land, uit genade word ons gered. Nadat ons gered is op hierdie aarde en ek wandel agter Jesus is, rig ek my lewe volgens Jesus se reël. Dan steel ek nie meer nie, soos toe ek in Babylon gesteel het. Breek nie my egbreek, soos toe ek in Babylon was nie. Want ek is mens nou van Jerusalem. Ek vertel nou nie meer leensie. Ek is nie meer van Babylon nie. Ek is nog van Jerusalem. Daar's 'n verskil. Want genade het op my weg gekom. God het nog 4 gebooie wat met God te doen het. Ons het nog gekyk na menseverhoudings. Die eerste gebod van die Here sê, jy mag geen ander gode, vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ons het by ons heel eerste lesing gepraat oor allerlei afgode van ons dag, materialisme, hedonisme, wêreldse plesier, relativisme, allerlei standpunte wat mense inneem om God te vervang. Mense aanbid plesier, mense aanbid besittings, mense aanbid hulle self, mense aanbid ander mense, mense aanbid sienings van mense. Die Bybel is duidelik, as jy God lief het, sal jy mos ook nie vir hom enige leed aan doen. So jy sal voor hom alleen aanbid. En jy sal net voor hom kniel. Want die tweede gebod sê, jy mag jou vergeen. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ons het gepraat van Nebukadneser se beeld, waar Sadrag, Mesach en Abednego gesê het, ons buig nie voor enige ander God
as die God van die hemel nie. Waar het hulle dit gekry? Uit God se gebod het. Ons het God lief, en die liefde doen God geen skade of leed aan die waar is. My hart kry seer vir die derde gebod. As ons stap in ons strate, die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. En die een wat sy naam uitelik gebruik, sal nie ongestraf bly nie. Die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Nou wil ek vir u vra, my vriend, u wat nugter is, u wat verstandig is, u wat glo u het 'n goeie oordeel, hoe sal God 'n gebod soos die aan die kruis vasnaal? 'n gebod wat sê, hy moet alleen aanbid word. 'n gebod wat sê, jy kan nie God se naam meer gebruik om te vloek en te skel nie. Vandag in ons samelewing, kindertjies, gebeur dit in die strate? Die Here se naam voor en agter. Jesus se naam voor en agter. God se naam met vloekwoorde. Kinders, jong mense, ouers, oupa en ouma, die samelewing het geen respek meer vir God se naam. Gebeur dit? En ons sê, moenie worry nie, is aan die kruis genaal. Hoe durf ons? Hoe durf ons? Gebod van die Here sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig hou. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Wie se Sabbat? Wie se Sabbat? Die Sabbat van wie sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Die Sabbat van wie? Van die Here. Wat sê Babylon? Hoe praat ons uit Babylon se mond uit? Ons sê nee broer, daai is julle Sabbat. En daai is die Moslim se Sabbat. En daai is die Jode se Sabbat. En die is ons se Sabbat. Wat het ons gekry? In die Bybel is 'n Sabbat van die Here. Die vraag is, wie se Sabbat hou u heilig? Want daar is nog baie Sabbate. God het sy Sabbat. Vrydag was hy in die graf, of liewers gekruisig, Vrydag gekruisig. Sabbat in die graf, Sondagmôre het hy opgestaan. Ons ken mos die dae van die week. Vrydag gekruisig, Saterdag in die graf, Sondag het hy opgestaan. Die Bybel sê, het was Vrydag, die dag van voorbereiding vir die Sabbat, en die vroue het gaan rus volgens die gebod van die Here, en Sondagmôre na die Sabbat het hulle graf toe gegaan, en Jesus was nie daar nie, want hy het opgestaan. Nou hou die mense die opstanding. Maar God het gesê, hou die Sabbat. Babylon sê, 'n dag is 'n dag, het maak nie saak nie. Maar waar lees hy dit? Doen nie self 'n guns en gaan in die geskiedenis, jy sal al die feite kry. Sondag is verander as die dag van aanbidding, liewers van Saterdag na Sondag toe, om die sonaanbidders ook oor te wen as Christene. Goeie bedoelings, maar dis nie God se opdrag nie. Baie dinge doen ons met goeie bedoelings, maar dit sê nie God het dit gesê nie. The road to hell, somebody said, is paved with good intentions.
Ons gaan nie hemel toe met goeie bedoelings nie. Ons gaan die hemel sien as ons God gehoorsaam. My broeder en my suster, as u in hierdie dorp van u alleen God se Sabbat van son onder Vrydag aand tot son onder Saterdag aand vir ons die woord van die Here heilig hou, dan doen jy wat God sê. En alles jy alleen. God weet van jou. Want jy staan op sy woord. Also die wêreld enige ander dag hou, God se woord het dit nie beveel nie. Al kom jy uit 'n goeie huis uit, met goeie Christenouers, met goeie bedoelings. Môre, Sondag, is God se Sabbat oor. Hy is vandag oor. Die Bybel leer vir ons, weet jy hoe, maar ek moet nou vinnig vir u net sê, as jy lees Genesis 1, sal jy sien by die skepping, die Bybel leer ons, ek wil vir hierdie Bybel verkondig, die waar is. Genesis 1 sê die Bybel, dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. Het jy dit al gelees? Dit was aand, en dit was môre, die tweede dag. Wat was eerste aand of môre? Aand was eerste, ne? In die Bybel. Aand en môre, die eerste dag. Dis hoekom die Sabbat van die Here begin Vrydag aand en môre die 7de dag. Die wêreld kom en hy draai dit om. Hy begin eers by die dag. Hy sê dit is Saterdag en Saterdag aand. Sondag en Sondag aand. Om ons weg van God af te lei. Babylon het net een ding in gedagte. Die dief het gekom om te verwoes, my vriend. Hy vat dit verder. Hy sê kom ons change die dag. 12 uur. Middernag. My Bybel sê nie, dit was middernag tot middernag die eerste dagie. Lees die Bybel so. Hierdie Bybel het ek by Koenboeke gekoop. Dis my kerk se Bybel. Dis dieselfde Bybel soos u het. Ou vertaling. Hy sê nie 12 uur tot 12 uur nie. Hy sê aand tot aand. Het was aand en het was môre. Toe raak het weer aand en môre. Nou, wanneer het donker word, dan begin die nuwe dag volgens die Bybel, maar volgens die wêreld begin die nuwe dag 12 uur. En daarom bly almal mos wakker tot middernag oujaarsdag. Sit te wag vir die nuwe jaar volgens die wêreld. Maar jy's 'n Christen, dan kom jy nog 12 uur kerk toe ook. Happy New Year, die bares, Happy New Year, die klok het geslaan 12 uur. Die probleem met dit is, die broer se wat is al klaar 12 uur en hy is nog by 5 toe, wie sin is reg? Sy saam met my? Hy man se wat is 10 minute voor, hy man se wat is 7 minute agter, wie in die gemeente se wat is eintlik reg? En hoe kan hy dit bewys? Wie sê die TV se tyd is reg? Maar wanneer God sê, aand tot aand, wanneer ek en u hier bly in Botterivier en die son sak, al sê die horlosie van hy man 4 uur die middag, en die ander horlosie sê 10 uur die aand, hy is niks met hy horlosies te doen nie, jy het gesien, dit het aand geword, niemand kan stry met God se hande werkie. Is jy saam met my? As geen verwarring met wanneer het aand word, as jy op God se horlosie kykie. Ek het ook oujaarde aan in die dansbaan vir 12 uur gewag. Happy, happy. Is die God se woordie. Ek moes kom leer, die Bybel sê, en die Bybel sê alleen in my lewe.
Maak nie by my saak wat 'n biskop, wat 'n priester, wat 'n vader, wat 'n dominee, wat 'n pastoor, wat 'n oudste of wat ook al kom sê van 12 hierdie. Ek wil dit in die Bybel sien. Genoeg word ons mislei, vriende. En weet jy, die dinge wat ek nou praat, is die dinge wat miskien die goed gaan jou nie red nie. Maar wat die waarheid is, die Bybel sê in Openbaring, die dier mislei die hele wêreld. Ons is onder die invloed van Babylon, terwyl ons hande klap, in hoogspring, in omval en in die gees is, doen ons alles volgens Babylon se reël. Want die kerk waaruit ons kom, ons was almal Katolieke. Dis hoekom ons nou vandag met protestante sit. Ons almal kom met hy kerk uit en hulle het begin met sondaagaanbidding en baie van ons ouers het daarmee saam oorgeloop, met die kleindoop oorgeloop, met die feit dat jy 'n siel het oorgeloop en ons het daaraan vasgehou terwyl dit nie in God se woord is nie. En nou kom ons hier en ons staan en praat teen hulle, maar ons doen exactly wat hulle leer. Maak jouself 'n leenaar. Maak jouself 'n leenaar. Baie van ons dierbares, en ek sê dit tussen hakies, baie van ons praat teen kerke. Jy moet my mooi volg. Ons praat teen ander kerke. Waaruit ons kom. Maar ons loop met hy selfde goed van hy kerk uit hulle uit. Is jy saam met my? Jy doen nog wat jy daar ook gedoen het. Nou is hulle nie goed genoeg vir jou nie. Want toe jy wegloop, het jy nie geloop op grond van die woord nie, jy het geloop agter iemand aan. Die tyd het gekom, dierbares. Ek sluit hierdie diens, dat ons terug Bybel toe gaan. Die uitdaging op elkeen van ons is, as ek myself 'n Christen noem, die is my maatstaf. Jesaja sê, as hulle nie spreek volgens die woord nie, is daar geen lig in hulle nie. My vriend, ek wil vandag die verantwoordelikheid in die naam van die Here op jouself sit, ten opsigte van jou redding. Ons moet aan 'n kerk behoort. God het sy kerk op aarde. Maar die kerk waarin ek behoort, as my kerk sê, hy glo nie meer wat die Bybel sê nie, is 'n klaam in hy kerk. En ek het nie my kerk aangeneem nie, my broer. Ek dien die God van my kerk. Wat is jou waarheid? Wat is die waarheid omtrent jouself vandag? Wie volg u? Wie volg u vandag? God volgens sy Bybel of oorlewering van mense? Ons gaan môre klaarmaak. En dan môre se diens, volgende lesing gaan wees, neem die wêreld, gee my Jesus. As altyd wat ons het, neem die wêreld, gee my Jesus. My vriend, ek wil bid saam met u vandag. Jy het dalk goed gehoor, miskien vir die eerste keer, miskien het jy dit al lank al gehoor, jy het gewonder daaroor, en die Here het dit bevestig vandag. Jy het 'n stryd in jou binneste, want toe gaan ek nou hier vandag? Kom ons praat met God daaroor. Hy is mos magtig. Hy het my uitgelei. Ek was in Babylon. Ek het ook soos u aanbid. God het my uitgelei en hy het my nie verlaat nie. Hy is elke dag saam met my om die waarheid te sê. Hy rig my op van krag tot krag. Het betaal om by God te skuil. Al staan jy alleen. Ek is bereid, my vriende, as ek in die dorp moet kom bly, alleen sal ek vir God
alleen op 'n Saterdag gaan bid, as dit sy wil is, dit is sy wil. Want om hom te volg, is hy 'n groepsaak. Ons het nou die dag gesê, as net 2 voete op hy skaal, is 'n eenmanskaal. As jy God nodig het vanaand, om jou te help deur die dal van beslissing, ten opsigte van ware gehoorsaamheid, ware aanbidding volgens sy woord, as u vandag God nodig het, in die besonder om hom ten volle te dien, wil ek vandag met u bid. Ek wil met u bid, my vriend. U kan hier na my toe kom. Ons het mos hier saam gebid, ons gaan weer hier saam bid. Jesus het uitgestaan op Golgotha vir ons. Wil u nie vandag uitstaan vir hom en sê, Here, u weet, ek gaan op baie dinge deur my hart, ek gaan op baie dinge deur my kop, maar in swakheid, in my eenvoud wil ek 'n geloofstap neem, al is dit net om by 'n gebed te begin. Ek nooi u dierbare. Ek wil vanaand met u bid, om God te kom volg, volgens sy woord. Vader van genade, ons is so bly vir u geskrewe woord. Ons is so bly dat ons in 'n land woon waar ons nog die Bybel kan besit en opneem en lees, vrylik lees. Maar ons moet nou dadelik bely, baie van ons het nie dit gewaardeer tot op die punt waar ons eintlik die woord opneem en oopmaak en lees. Vele van ons was roekeloos om maar net ons leiers te vertrou om vir ons te lees. Ons vat maar net ander mense se woord wat sê die Here sê. Ons is vandag by 'n punt waar ons wil sê, Here, gee vir ons 'n liefde vir u woord. 'n Liefde om u woord oop te maak en te ondersoek. Wat sê die Here hieromtrent? Sodat wanneer mense sê die Here sê, dat ons sal teruggaan en gaan kyk, is dit waar? Liewe Vader, as mense in ons samelewing by die miljoene wat mislei word, Here, omdat hulle ander vertrou met hulle ewigheid. Ons kan dit nie meer bekostig, Here. Ons kan dit nie meer bekostig. Ons kan omtrent almal lees. Ons moet nou meer as ooit self u woord lees. Jy gaan weg uit hierdie dorp, Here. Hier gaan ander mense kom tente opsit. Hier gaan ander mense kom dienste hou. En ons kan nie net weer amen en amen. Ons moet aan die woord meet, is hy 'n man van die Here. Ons gaan begrafnisse bywoon, Here. Mense gaan enige ding verkondig. Ons moet hy woord meet aan u woord. Daar moet lig opkom. U woord gee lig. Ons gaan roudienste bywoon. Ons gaan bidure bywoon. Ons gaan in Bybelstories sit, Here. Ons gaan baie keer onder die geklank van die woord wees, selfs op die radio of televisie. Laat ons dit toets aan die Bybel, Here. Ons siele is op die spel, Here. Ek dank U, Here, vir die geleentheid wat ek kon hê om U woord op te lig. Ek dank U, Here, vir die genade wat U in my lewe uitgestort het om my te red uit die poel van sonde, sodat ek 'n voorreg kan hê om te sê, so sê die woord van die Here. As baie meer mense nodig soos dit, Here. Hier tussen ons staan vandag mense vir wie U groter planne het. Mense met 'n ruggraat om God se woord op te lig.
Ek bid vir elkeen hier, man en vrou, bemagtig hulle met u woord, Here. Empower them, Lord, with your holy scriptures. Bemagtig hulle, Here, om studente van u woord te word. Sodat wanneer hulle ouers, wanneer familie, wanneer hulle gades, wanneer hulle vriende, wanneer selfs hulle leiers teen hulle in opstand kom, dat hulle soos Jesus sal antwoord en sê, daar staan geskrywe. U het ons 'n voorbeeld gelaat, Here. Toe die vyand u versoek, het u vir hom gesê, daar staan geskrywe. Maak ons mense wat die Bybel lees. Maak ons mense wat die gebooie hoog hou. Want die gebooie is daar vir ons eie beswil. Elke gebod van u is goed, Here. Ons kan nie die een hoorig as die ander nie. Leer ons om vir u te leef. Wanneer hierdie dierbares huis toe gaan, Here, met stryde in hulle binneste, môre as dit Sondag is, in die gewoonte was daar, om op te staan vir die diens. Herinner hulle deur u gees, dis u Sabbat nie. Dis nie 'n kerksaak, Here. Gee hulle krag om op te staan, swak of nie swakkie, vir die woord van die Here. Wanneer die leiers hulle kom besoek, en hulle kom bestraf, en vermaan, mag hulle sê, daar staan geskrywe. Help hulle, Here. Gee oorwinning, Here. U het vir my gedoen. Ek is niks beter as hulle nie, Here. Doen dit ook vir hulle. Reinig elkeen van ons, en was ons in die kosbare bloed van die Lam, Here. As ons dit bid in Jesus se naam. Amen en amen.